uitsending van Stoom saam met oom Sit op die program Skuins voor Askop. Coach, hoe gaan dit daar? Oom Sit, ek voel thuis. Ek voel heel thuis. Ek opgewonde van die naweek gaan dinge weer kook. Die wedstryde vat veld, die manne vat veld. Maar voordat ons daar kom, Oom Sit, moet jy 'n bietjie administrasie en korrespondensie seker maar uitsorteer. Ja, maar voor ek ook by die korrespondensie kom, jong, ek sien jy weer daar so 'n dik brief van Boland. Yes. Maar okay, maar voor ons daar kom, mense, 'n geskiedkundige week is verby. Nou is ons op en aans vir die uitslag van die verkiesing. Die dinge neek 'n bietjie, lyk dit vir my hierson. Maar ja, ons is net baie dankbaar dat alles in vreugde en vrede afgehandel is. Ons hoop net as die partye nou hulle meerderheid verloor, dat hulle dit vreedsaam ook sal afhandel. Yes. En dan vir Sydney's bestuurskool wat hierdie program borg. Oom Sit, dankie. Ek sê maar sommer vir myself dankie. As 'n ander ouma in die kerk gewees het, as die ou se preek kan sê, dat hy almal bedank en dan sleep die einde sê ek sê maar sommer vir myself dankie. En vanaand sê Oom Sit sommer vir hom, dankie Oom Sit. Nee, dankie Oom Sit. Dan wil ek sê dat daar is nou 'n nuwe verwikkeling hier in die Boland. Dat die footprint stelsel van Boland ons nou. En dan sê Boland dat spanne voor 12, die manne moet nou op footprint registreer hulle spanne. Right? En dan moet die manne 10-12 uur op 'n Saterdag gelaai en geconfirm wees. Dan hou vas. Yes. Ook ons sê Boland om Benny. Dankie dat jy die manne daar so in Boland 'n bietjie roer, jong. Ek is baie bly vir die ding. Die ding dat die manne op 'n Saterdag, as jy daar by veld kom as 'n fotograaf en of 'n verslaggewer, dan moet jy nou nog, dan val hulle nog in die ronde om sê ek het nou nie seat of daai dingie. Ek is so dankbaar vir dit en dit. Daar was mos 'n storie gewees. Ek weet nie of dit moet so hier vandaan kom in die koop. Miskien moet ons met skoon hier praat. Nou ek weet nie wat waar is hier verstaan. Maar ek het betroubare inligting dat dit 'n ware storie is. Daar so in die gaatjie toe gaan dit dik hier op die Gansbaai. Gaan dit dik. Elvisa, sorry dat ek nou ek weet nie op die brief kom met 'n aanleiding van jou span. Ek verstaan nie afrigtig. Dis niks geconfirm nie, maar ek weet. Jy weet hom sit se lens is bitter lank. Die afrigter het toe blykbaar veld gevat. Ook daar so in die gaatjie wat dit het dik gegaan. Dit gaan uithelp. Om te gaan uithelp, ja. Maar dit is geen reëel nie. Jy sien, dis amper verstaan as hulle sê, nee, ek weet nie. Maar soos ek sê, ons lag van nou hierso, jy weet, ons probeer maar die program so af en toe hierso so 'n grappie maak en so. Maar ek verstaan, nou weet ek nie of Boland besluit het waar dat ons hierdie afrigters wat sommer hierso in die middel van die wedstryd besluit, hulle vat veld, want ons hulle gou stonkie, hierdie krieket noem hulle stonkie, ja. En dan woppie balkies van die penne af, ja. So, dankie Boland ook vir daai, ek dink julle het 'n paar manne gestonk wat dalk kon gedink het, hulle kan dalk hierdie tweede helfte die move uithaal. Ja, ons sit jy kan die teams is dan geprint. Daai print gaan vir die uitkenningsparade, maar nie net dit nie, dit kan gaan vir ons die livestreaming manne ook. Absoluut. So die klub kan net 1, 2, 3 kopiere van print en dan maar ek wil eintlik sê Boland, ek dink julle gee nog te lank daar vir die klubs hier om tot 12 uur toe. Ek dink julle moet dit maak Vrydag middag 4 uur. Dink net weer daaroor om Benny, dink 'n bietjie daaroor weer, sit 'n bietjie die druk op die klubs. Dat is goed 'n bietjie hier op 'n Vrydag aantal op die laaste sê 4:00 kry. Ja, want geen speler dit is baie belangrik, dan mag jy enige man veld vat as sy naam nie op hy team sheet is. Nou slaan hom Benny daar in die sweep jou uit die Boland. Dit is 'n belangrike ding. Hulle sê indien daar onttrekkings is, moet daai ding op die team sheet aangebring word. Die speler se naam wat onttrekking met doodgekrappies en die nuwe een se naam moet ingetrek word. Yes, ID nommer en al die dokumente langs sy man se naam as hy inkom.
al die dokumentasie moet daar wees. Ja, ek sien die man kom jy met 'n lag van Boland af. Nee, hulle sê Maar coach, maar miskien moet ons gou dit ook net terwyl Boland ook besig is met hierdie spelers, hulle is altyd besig met die klubs en die spelers, maar hulle raak nooit besig met die skeieregters nie. Ek dink die ding verstaan jy dat Boland ook sommer hier op 'n Saterdagoggend of 'n Saterdagmiddag as die manne kom daar by die veld, dat die skeieregters ook gechange. Ek dink Boland, julle moet nou sommer julle self ook kyk hoe die ding verstaan. Die skeieregters ook op die team sien. Dat die skeieregter moet ook op die team sien wie verstaan op 'n Vrydag aan die so by die klok se kant. En as daar Boland om Benny luister. As daar dan 'n skeieregter vir een of ander rede gechange het. Dat dit ook sommer op die tuin op daai seat aangedui word. Wat is die rede? Hoekom daai skeieregter nie op daar borge vir gewees het? Ek dink ons is op die regte pad, maar hang sommer die skeieregter ook aan. Ja, en dan omsit daar wat omsit was maandag aan. Kyk, die voorreg was ons weer toe om saam met ons in om daar bietjie te gaan verfilm. Nou die 120 Oeverberg, 121 Oeverberg oefengroep is nou bekend gemaak. As hier in die week as gister omsit was dit bekend gemaak en die finale proewe sal proefwedstryde word op maandag 3 Junie gespeel te Verlies op sportgronde. En dan die finale groep sal op 5 Junie om 7 uur te Houston oefen vir die voorbereiding vir die interstreekproewe. Maar daai is 3 dae daarna, dis op 8 Junie wat daai finale proewe plaasvind in die Wellington op Boland Stadion. Coach, ek moet vir Boland 'n plempie gee hierso. Jy weet ons sal altyd net veral pakkie en maar ek wil vir hulle 'n plempie gee want wat hulle gedoen het, ek weet nou nie hoe dit in die ander streke was nie. Want ek het gesien verlede week die mense het die ouens gal gebraak oor die onder 18 van die Kruiwenweek en al daai spanne wat uitgekom het in die voormalige model C skole was geweldig gekruisig en die vraag was gevra, maar waar is ons brein, as ek die term kan gebruik, die breinskinders wat by die tradisionele staatsbreinskole nou rugby speel. En Boland het hierso dink ek raak wat in die Oeverberg, want met al die beskuldigings en al die goed verstaan het, hulle het goed gevind om te sê, okay, stoom saam met oom sit, kom vat die video daarso en ons het die video afgelewer daarso vir Boland om net seker te maak, so is daar, ek weet nie hoe Boland gemaak met die video nie, wat hulle wil doen nie, ek verstaan, hulle wil dit Stellenbosch toe stuur of iets, so as hulle iemand gemis het en goed, maar ek dink dis 'n begin. Jy sien, ons is betekens baie keer te hastig. Maar dit is goed dat ons ook hier op social media 'n bietjie die druk sit, maar soms moet mense ook met 'n bietjie die feite kry. En dan raak 'n mens hastig, verstaan nou, daar's 'n spreekwoord wat sê hastige mond verbrand sy mond. En daardie sê ek nie dat jy die mense nie op social media vir Boland moet aanvaar en vra wat hulle moet vra nie. Ek hou daarvan. Maar weet jy, in die week gesels ek coach Eys saam met iemand. En julle kan maar nou vir my kruiser daaroor. Hy bel vir my, hy sê vir my sit. My seun het nou die VP span gehaal. Dink is onder 16 of iets. Span. Ja, dis nou nie die VP nie. Ek ken eintlik sê die VP span. En toe begin ek en hy sommer te gesels verstaan jy. En ek weet hierdie ouetjie is, nou hy was so seker hy het toch sommer in sy sokkertjie. Hy was nog mos die bene geval man. As hy saam met sy pa op die rugbyveld te staan en ek weet ek het sy pa praat by hom en as hy baie sonder haar voel hy nie as hierdie klomp maar hierdie kom en dan moet hulle 'n bietjie gaan bolskop en al daai goed. En hy is ook by een van hierdie soos hulle sê goeie skole, hy's gekoop en hy speel, hy's baie goed man. Maar die punt wat ek wil maak en ons begin dit gesels verstaan en omdat ek nou baie betrokke is in sport en ek beweeg nou baie kom dit tot my en ek sê vir myself maar wat is die rede hoekom ons kinders wat potensiaal het, nee, mooi luister wat potensiaal het, hoekom is dit dat daai kinders soms sukkel om deur te breek op 'n ander vlak wat by jou tradisionele staatskool is. En ek het net bietjie antwoord uitgekom. Toe ek skool gegaan het,
waar jou gat geslaan met 'n plank op daai oefenveld. Hy was vir jou gesê, wat moet jy skop? Jy skop hierdie hardloop. Vandag is baie van die onderwysers is nie meer betrokke by sport, by daai tradisionele breinskole nie. Daai goed is vernalaat, so daai arme kind wat hy potensiaal het. Daai kind is op sy eie. Kan sê ons het 'n program hier gehad, nee. Yes. Met iemand wat atletiek is, God sê dank dat hy ook goed gedoen het verlede jaar. Ook dat ook van hierdie programme wat ons om baie sterker motiveer. Maar hierdie kind is ook op sy eie lot eintlik. Maar ek so dis iets wat ek regtig wil bepleit verstaan by jou skole. En ek hoop met die nuwe regering wat inkom dat hulle weer kyk na daai ding verstaan jy by skole, by sport. Jy sien dit by die atletiek. Weet jy my hart pyn. Toe ons skool gegaan het, ene man dat die groenhuis en geelhuis verstaan. Ek kan sien hy vibe verstaan jy. Die onderwysers is daadwerklik wel betrokke verstaan jy. Daai goed het weggeraak. En dit is hoekom ouers voel, okay nee man, my kind het miskien potensiaal. Ek gaan net my sak uit en ek weet daar's ouers wat dit nie eens regtig kan bekostig nie, maar hulle voel hulle wil vir hulle kinders 'n beter geleentheid skep verstaan jy. En dan vat hulle hy kind dat hy skole toe na word hulle gesien. En 'n mens is bly dat hy kinders dan aan die einde van die dag 'n borg of iets kry. Maar ongelukkig is baie van die kinders miskien nog nie so akademies sterk jy verstaan en dan sukkel hy miskien om by 'n Gasfontein op hy akademiese vlak op te presteer, want hy moet nog kyk aan die sport op coach A. Dit is maar net my beskeie mening ten opsigte van dit en ek voel regtig ons moet maar weer begin met die basics. Ja, ons het ek natuurlik 'n heel ander siening rondom dit, maar ek gaan nie nou daarin betrok. Nee, kom ons praat maar. Ek kan nou my siening gee. Hoekom moet jy altyd jou siening agterna kom gee? Nee, maar hoe jy so kom? Die siening is dit gaan alles baie keer ek dink jy ons moet nog altyd daai kyk apartheid het sy weg goed gedoen om sit. Ons dink vandag nog dat aan die ander kant van die treinspoor is dinge net beter. Daai mense is beter. So apartheid het sy ding so kwaai gedoen dat hy jou eie mense se voete afsny. Jou besighede, jou ek gaan nie die naam sê nie, maar die ander laaste twee woorde. Jou monopoly capital word nog steeds gestoot in jou bastions van die verlede. As ek gaan vir 'n sponsor soek, ek kry penne. Maar as 'n ander skool atletiek byeenkoms, 'n driehoekige atletiek byeenkoms wil hou, kry hy R100,000. So ek praat nou van feite. So wat ek wil sê is nie altyd my ding is dit ons 80% van of die meeste talent in die land lê by 80% van ons skole. En die playing field is nie gelyk nie. Want ons spook nog met die spook van die verlede. Okay, coach, ek gaan sit nou nog 'n ding sê. As ek praat van 'n spook van die verlede, jou klein goed wat jy kan verander nie. Vandag kry nog steeds twee tipe hoërskole. 'n Sekondêre skool en 'n hoërskool. 30 jaar in demokrasie. Waar die label wat gesit is om mense te label as inferior nog altyd daar aangehou. So tot die klein goedjies hier regkom nie. Moet ons begin dink aan maniere om die speelveld gelyk te kry, want ek kan een vis vat uit die dam uit, maar die ander visse wat in die dam is, wat word van hulle? Coach, daai visse moet ons na gekyk word. Hulle moet ons kos kry, hulle moet ons voeding kry, hulle moet ons oefening kry. Coach, ek is baie bly. Ek dink ons moet tog die peisie opbreek hierso. Ek stem nie heeltemal saam met jou stelling wat jy hierso sê nie. En ek gaan probeer verduidelik aan die hand van die volk. Ek is 'n businessman, maar ek kry bitter swaar. Maar ek dink sommer hy ding weg van swaar. Ek sê altyd vir mense, jy moet versigtig wees wat jy praat verstaan. En dis hoekom ons al die sieninge praat. Nou, my probleem is met ons eie mense, ons bruin mense. Hoe hulle vir my as 'n entrepreneur, vir jou as 'n entrepreneur ondersteun. En ek gaan dit verduidelik aan die volgende. Weet jy nie, ek het 'n driving school. En ek praat feite. Nou as die kind, hier staan dit 5 is, dan kom die ouers en dan vra die ouers, ons sit wil jy vir ons borg en goed. Jy, ons borg, sê dat is right.
Ag, Here coach, as die kind sy learners moet gaan doen, dan kyk ek so, dan sien ek, nee, maar die kind, wat ons finansiëel gehelp het, of 'n bydrae gemaak het, die kind ren nou by die wit, ons praat ons nou op hierso. En ek vra vir my baie keer sê, maar hoe het die mense so gekom? Ons eie mense, neglect, brain, entrepreneurs. 100% moet sit. Nou weet jy wat, kom ek sit saam. Nou, kyk jy, ek moet wel in 'n posisie wees om vir 'n breinskool te sê, kyk jy, 'n sekondêre skool, soos jy sê, vir 'n hoërskool, moet ek nou al gesê, dis vir julle 'n stel treie man. Ek kan dit ongelukkig nie doen nie, want ons eie breingemeenskap, die jaloesie en die afguns is so groot, en hulle sê, nee, ons gaan nie wat hy volgend laat weet nie. Ek het nou die dag, wat ek die voorbeeld genoem, ek het toe sê ek myself, miskien moet ek dit 'n punt maak, om by die skole om te gaan, en dit bietjie met die onderwysers te praat, man. En die onderwysers gaan nou vir my kwaad wees. Ek blameer die onderwysers ook. Die onderwysers, verstaan sy, moet by die skool, moet hulle die ding begin vertel vir die kinders, om vir die kind te sê, wie sê, daai winkel, daai breinwinkel, hy man, vir hy winkel het daar op die hoek. Ons help almal 'n spaar toe, dat sy spaar se suiker is 8. Die man se suiker is 28. Maar dan wil hulle hê, die man moet vir julle kom sponsor. Maar as ons almal besluit, ons maak plak vas, ons gaan vir die ou die suiker koop, dan kan hy mos gaan beding, man. Yes, ek ons het sy. Dan kan ons sy prys, ek kan heel die prys van wat spaar vra. Ons sit saam, en dis hoe ek sê. En dis hoekom ek sê, ons breinmense verstaan, ons kyk na die Somaliërs, na die Nyagas, na die Nagas, wat nou moet Pakistan. Wat weet wat daai ons? Alles 20, 30 ons kom by mekaar, en dan sê hulle, okay, hier is vir jou, hier is die geld, ons gaan nou bief koop. Daai 30, nie almal ry van hulle oor die berg om die blikkie bief te gaan koop. Wat maak ons breine ons? Elkeen wat ons in sy kar klim en oor die berg gaan by Metro, Makro, hulle blik bief, hulle pak bief gaan koop. Daai ons het die geld, dan sê ek jy gaan beding, jy, 'n biete prys. Dis hoekom hy man as 'n pryse goedkoper as ons in Wes. Verstaan jy? Ons breinmense moet begin leer die beginsel verstaan sy van die ekonomie. Want ek sê met alle respek. Want as hy vir my as 'n entrepreneur kan ondersteun, dan kan ek borge gee, verstaan jy, want nou floreer ek. Korrek, ja. En ek vat daai geld en ek kan vir ons kinders help. My hart brand, my hart breek. Die ding sit nie lekker by my nie. My bors is bietjie warm. Maar ons die ding sit nie lekker by my nie. Ons kinders moet ek voor die spaarders gaan staan, moet voor die oukies gaan staan met 'n lys. 'n lys. Ankel hier op sit nie. Dit is nie reg nie. Die onderwyser gee nou wagter daai lys vir die kind. Nou moet ons kinders verstaan, jy moet luister in die dorp gaan, lyk soos bedelaars man. Ek staan om sit 100%. Verstaan jy? Begin by die beginsel, begin die ekonomie met die kinders te praat, en sê vir die kind, sê vir jou ma, hulle koop by daai oom daarso, by daai winkel. Verstaan 100%. Want daai oom kan 10 vir ons, kan hy vir jou borg van jy het potensiaal om Boland te speel of vir VP te speel. Ek het ons dit sê. En dit is hoe ek voel baie sterker oor. Ek ook. Baie van onderwys, jy sê onderwys, maar ek voel baie van onderwysers. Hulle neglect ons gemeenskap, ons kinders daar by die skool, want hulle jampreek om ekonomie te verstaan wat in ons land hulle gaan doen. Dit is ook ons is vir my belangrik. Dat ek sê dit weer. Apartheid, dit is so kwaai gedoen. Nou, ons moet nie apartheid, ons het nog steeds daai ons moet nie apartheid die skuld gee, want daai onderwyser moet ek het gaan leer, hy was by die universiteit, hy was by Stellenbosch, hy was gewees by Weskaap, hy moet nou terugkom, en hy moet 'n change kom bring, en die change moet hy kom bring daarsom. En nou klaar ons heeltyd verstaan, ons moet ons kinders begin leer entrepreneurskap, ekonomie, vir die kind te vertel, gaan na jou ma toe, en jou ma opwoei na die dorp toe, om die spaar te gaan koop. Verstaan jy? 100% daar. Dan kan ons as entrepreneurs word ons bemagtig en ons kan dan 'n verskil maak bestaan in ons gemeenskap. En ons kan die skole wat ons sê wat geneglect word, kan ons dan begin borg. En dis nie net in die skole nie, is in jou kerk, Presies, is in jou huise waar jy sê kom ons hou op om te draf oor die treinspoor. Absoluut. En kom ons kyk hier, want ons moet daai ketting in ons mind breek dat ons altyd bitter in daai kant kan kyk. Daar's 'n bitter plek vir my om te leer ry, as om sit driving school, om sit, my seun het self op met limited time, sy eerste uitpaas geslaag.
Ja, jy sien kos jy want dit is net kwalifiseer wat ek sê. Ek sê ons moet dit nou nie reverse apartheid dit verstaan en sê okay, ons gaan nou net die wit ou toe en daar. Dit gaan vir my as ek as 'n brein wat 'n business het, ook ek kan die lewe nie. Here meneer, dan moet ek ook vir hom sê sorry meneer. Maar as ek sien hier's iemand wat regtig waar die lewe in sy business. Support hy overstaan. Nee, 100%. Ek vind dit ook nie kwalifiseer en vir my is dit dieselfde. Ons ek het dieselfde sienings om so dit en die education moet kom van jy huis af, uit die skole. Ek hoop regtig maar met die nuwe dispensasie wat van volgende week af in die land gaan plaasvind. Verstaan jy dat ons hierdie ding verstaan wat die ANC verstaan vir ons kop gesit het, verstaan jy dat ons nie goed genoeg is, verstaan jy? Ons was nie brein genoeg wat wit genoeg in die verlede, brein genoeg whatever. Dat ons breinmense regtig waar vir onsself begin dink man. In mekaar te support verstaan jy spesifiek op die ekonomiese vlak. Ek meen jy kan politieke vryheid hê. Maar as jy nie ekonomiese vryheid het nie, dan kan jy maar net soveel sê ek okay, bring my doodskus dat ek doodgaan. 100% omsit. Verstaan jy? En daai is byvoorbeeld kom ek maar noem nog 'n voorbeeld. Ons kinders moet vir 'n busprys per Daasdorp toe enigiets betaal van 120 of 130 tot 150 rand. Daai is net in 'n uitklim. Nou hy kind het nog nie iets om te eet nie. Nou dit raak verskriklik moeilik as hy kind 2 keer agter mekaar moet travel. Dan kan hy kind nie gaan speel nie. Absoluut. Nou dit is waar die gemeenskap is soos om sit sê, as die gemeenskap educated enough is en kan saamtrek en sê kom ons maak dit maklik en ek moet sê een busmaatskappy het vir my gesê ek wat ek sal doen en is die ons mense se busmaatskappy kom ek sê maar so het vir my gesê kykie kom ons doen dit vir R90 reg. Nou daai is die res sal ons subsidize want julle haloop hele jaar met ons. So ons daar's maniere wat 'n man dinge kan doen as ons saam staan, saamvat en saam praat. Ja. Okay, kom sê, dan was dit ons so 'n klein bietjie harde gesels wat in ons gemeenskappe aangaan. Ons dan die groot uitdaging hierdie naweek, 'n twee grootes. Caledon, as die voorloper op die punt te leer, maar ek wil sommer nou sê dat ek sien as 'n man met dans op 'n dak. Ek verstaan dinge is wag. Daarin verlees tot vir Caledon. Maar mense asseblief, ek het vele slegte dis. Ek ken vir Caledon as ander level, of is hulle nou sê next level, of deep level is wat hulle nou is. Is dit bitters moeilik om daai mense te steun. En daardeur sê ek nie verlees tot met die ability of ietsie, maar ek dink hulle sal regtig was hulle nie net 'n haas uit die hoed het moet ruk nie, hulle sal 'n beer uit die hoed het moet ruk om vir Caledon te steun. Want op hierdie stadium ry Caledon die golf, Caledon is daar en ek dink hy sal sy eerste posisie wil hou. 100% omsit. Dit gaan nie maklik wees nie, maar ek voel self dat ek dink Caledon gaan te veel skiet goed hê vir Verliesdorp. En die ander as ons kyk na die ander groot wedstryd vir my is natuurlik die enetjie Alpasta. Wie speel die Pasta? Port Lafayette. Nee, wat jong, ek dink Pasta. Daar is ek sien Pasta ren te hoog man. Pasta asseblief stop die goed. Ek weet jy's 'n bietjie stil. Ek weet jy's 'n bietjie om haar te bid en te vas. Nee, hy is in die Karoo, hy's op vakansie. Ja, maar wat ek wil sê is om sit daai is ook 'n telling ene want Houston het 'n baie. En Bottervier wil verbyskuif in die derde plek. So al wat vir hulle gaan die beste vir hulle gaan wees om verby te skuif is om 5 te gaan optel. Want nou wat ons gesê het in die begin van hierdie program van die begin van die jaar, wat ons gesê die twee spanne wat dopgehou moet word. Korrek ja. Bottervier en Grabouw. En die G-boys ja. En dit speel wragtig so uit. En die G-boys gaan hierdie naweek gaan hulle mos gaatjie toe. Ja nee, ek dink nie daai man in die gaatjie gaan dit weer haal wat hulle gedoen het saam met Clermont. Ek dink dit was hulle het hulle finaal gespeel teen Clermont 2 weke terug daar in die gaatjie. Ek twyfel of hulle dit skiet goed het verstaan om vir G-boys in toom te hou. En die ander die ding is die span wat in die laaste minuut
vir uit die Rose daai wen gegee het in die laaste minuut. Vat hierdie week vir Jalvise aan. Ja, ek weet nie, jong. Ek hoop regtig dat Clermont gaat môre met 'n wens van die veld afstap. Maar die wedstryd waaroor ek wil praat is die wedstryd uit die Ros, uit die en Klaasie. Yes, dis ingerbou vir die eerste keer in 2 maande speel Saffies Bereis en dit mag dalk 'n nat dag wees. Ja, en dit is wat my opgewonde maak môre verstaan, is dat hulle sê 'n reën maak die speelveld gelyk. En ek verstaan dat daar's mos nou 'n nuwe waarsêer op die horison. Yes. Sy naam is Danny Boy. Danny Boy. Die man se voorspellings was die afgelope 3 weke in die kol. Yes. So ek weet nie wat drink hy nie. Maar baie duidelik Of waar kry sy ek hoop die man het sy prysgeld gegee wat hulle gesê het. Want die man sê hulle het gesê as julle vir Houston wen daar soos daar moet 'n prys op die spel. Correct, ja. En ek verstaan is weer so en die man maak weer voorspelling die tiere gaan net met 2 punte gaan hulle 7. Dis reg om sit kom ons kyk of dit weer gelukkig genoeg gaat wees om die netjie te wen tensy jy iets weet wat ons nie weet. Ja, jy sien wat gebeur. Ek weet ek is nou ongelukkig my 2 spanne wat speel. Ek weet ek is 'n groot Safkol fan en ek is 'n groot tier. Maar ek het ook vir die manne gesê, hulle moet maar nou weet. Wanneer die 2 spanne teen mekaar speel, ondersteun ek die span wat tuis speel. So Danny Boy ongelukkig weet ek nou nie ek weet Safkol is oorgehaal. So ek weet nie. Ek is eintlik bang om 'n voorspelling te maak want ook ewe skielik begin daar's op Rangers momentum bou. En lyk my hulle het 'n bondgenoot gekry in Parkstraat. En Safkol gaan die moeilike tyd. Hulle het die verlore die hele ding van die Clermont of Boland die punte nog weer vir hulle gaan gee deurdat hulle die wedstryd speel. Dit hang op hulle kop en onthou dan daai swaar straf wat Boland hulle gegee het. En nou sit hulle met daai ding en imagine hulle verloor. Saterdag. Daar sit hulle ewe skielik met hoeveel verlore? 3-4. 3. En nou sit jy ook met die ding verstaan en jy weet rugby is 'n baie intimiderende sport. Ek wil nou nie praat oor die straf van wat Boland versaf, maar ek voel nie maar ek 'n Safkol ondersteuner is. Ek dink ek voel persoonlik hulle het vir Boland het vir Safkol jy kan nie iemand 2 keer straf nie. Maar okay, ons wil nie daarin gaan nie. Al wat ons hoop is dat rugby aan die einde van die dag 7:00 en dat goeie rugby hierdie naweek gespeel word in die storm, in die reën. En soos ek sê, ja, dalk, jy weet, hulle sê perde is die beste wanneer dit nat is. Daai hoewe hak vas. En net môre miskien daar in Grabouw slaat nou Danny Boy se perde hulle hoewe in. En die appels, jy weet die appel is mos baie glad as die nat is. En die appels gly. Die groen appels daarso. En ek wil Danny Boy vir sy stem, ek wil nie weet wat Danny Boy gaan maak as hy vir uit die vir Rendel Moses daar wen nie. So Rendel, ek weet nie hy sê maar op jou knie moet gaan. Die liewe vader dat vir hy tydperk wat dit by julle speler dit nie gaan reën nie. Maar Danny Boy is op pad. Coach en soos Danny Boy op pad is, as ek ook op pad. Ons het daar weer gekom aan die einde van hierdie program. Dit was lekker om jou te gesels. Ons het ek moet sê. En ek moet ook vir die luisteraars sê, is altyd lekker om met hulle te gesels. Maar voordat ons afsluit, Seahawks, Houston, môre in die bos. Seahawks is baie duidelik op 'n missie. Seahawks is die span op hierdie stadium wat in die streek uitdaag aan die voorkant is. En ek is so bly vir Seahawks dat hulle gaan 'n wedstryd soek het want hulle het nou 'n lanklaas gespeel as gevolg van die manier hoe hulle kompetisie in mekaar gesit is. En dan wil jy sommer vir enige span toe gaan het. So ek wil ook van die mense nou sommer sê, moet nou nie 'n Seahawks nou môre
100-0 verloor teen Houston vir Seahawks afskryf. Julle het dieselfde fout gemaak toe Maties vir Safkol gewen het. Safkol het besluit hulle gaan vir Maties speel, want dit maak nie sin om mense te gaan speel wat swakker as hulle is nie. Jy moet vir jou gaan toets teen die bestes van die bestes en daar leer jy. Yes. Ons sit ek dink hy gaan 'n tyd game wees in die bos. Die reën gaan die gelykmaker wees en ek gaan Genanda môre tot vir Raymond. Ek gaan Botla 5. Hulle vat al 5. Ek gaan G-Boys in die gaatjie en dan met 20 pluspunte Safko. Here coach, hoe het jy so gekom? Maar van my kant af, goeiedag. En van my kant af, coach, hy's uit.